Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van die woord van God vir u altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels vandag weer eens oor misleiding in die kerk en ons gaan kyk na die Miracle Pool Deception. Nou van u wat nie weet wat die Miracle Pool is nie, dit is 'n bad wat gebruik word binne 'n kerk of in baie van ons charismatiese kerke natuurlik. En dan gooi hulle sout in die water, hulle salf die water en sodra mense dan deur die water loop, dan vind daar wonders en genesings plaas en so meer. Ons gaan vandag kyk na Kobus van Rensburg se weergawe van sy Miracle Pool en hoe dat hy 2 Konings 2:21 totaal buite konteks gebruik. Nou die belangrike vraag is hierdie tekens en wonders wat hier plaasgevind het, is dit werklik waar of is dit vals? So kom ons gaan kyk dadelik daarna. Goed, in die eerste plek is ons daar om mekaar in liefde reg te help. Die woord van God is baie duidelik. Die skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dit is baie belangrik. Nou, ons is nie hier om mekaar aan te val nie, maar ons gaan mekaar in liefde reg help. So kom ons gaan kyk daarna. Nou, Miracle Pools, waar kom die gedagte vandaan? Waarskynlik uit 2 skrifgedeeltes, die een in die Nuwe Testament, Johannes 5 vers 1 tot 15, die bad van Bethesda, en natuurlik die ander ene in 2 Konings 2 vers 19 tot 22, maar hierdie ene is nie 'n Miracle Pool waar mense gesond word nie, maar die water was genees. Ons gaan nou daarna kyk. Maar dit is belangrik dat ons gaan kyk, maak God vandag mense steeds gesond? En die vraag en die belangrike antwoord is ja, watter wyse dit ook mag wees, God genees steeds mense volgens sy wil. Dit gaan nie altyd gebeur nie, maar God kan mense vandag steeds gesond maak. Goed, kom ons nou kyk na die eerste geval, die bad van Bethesda in Johannes 5 vers 1 tot 15, waar die engel op 'n bepaalde tyd gekom het en dan die water geroer, en mense het ongeag watter siekte gehad het, hulle het gesond geword, en die belangrike is, dit het onmiddellik gebeur, hulle het gesond geword. Maar daar was ook 'n man gewees wat 38 jaar lank aan 'n siekte gely het en hy kon nie in die water ingaan nie en Jesus het hom dan gesond gemaak en dit is wat hier plaasgevind het. Nou, die ware wonderwerk het hier plaasgevind en dit was weer eens descriptief, maar nie prescriptief nie. Met ander woorde, dis nie iets wat elke keer gaan gebeur as jy deur 'n Miracle Pool of deur wat ook al nie. Dit gaan nie elke keer gebeur nie. Maar mense glo en in hierdie video gaan jy vandag sien dat Kobus van Rensburg dit wel glo, dat dit sal gebeur. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van hom, waar hy lees uit 2 Konings 2 uit, en waar hy totaal hierdie gebeure wat hier plaasvind het, op toepassing maak van sy Miracle Pool in sy kerk, en dit is absoluut 2 verskillende gebeure, maar kom ons gaan kyk. Elisha said, "Bring me a new bowl and put salt, the symbol of God's purifying power in it." And they brought it to him. Then Elisha went to the spring of the waters and cast the salt in it and said, "Thus saith the Lord, I and not the salt have healed these waters. There shall not be any more death, miscarriages, barrenness, bereavements." So the water was healed this day. You can set the rest of your life's miracles in motion at the pool right here tonight. This could just be the beginning of your miracle walk with Jesus, never to cease again with miracles, signs and wonders in your life, in your body, in your house, in your marriage, in your finances, in your business, in your ministry. This could be the beginning of miracles. Nou, dis baie duidelik, hy lees nie Johannes 5 vers 1 tot 15 nie, want hier word die water deur 'n engel geroer, en daar was nie sout in die water gegooi nie. En dit kan nie van toepassing wees op sy Miracle Pool wat hy in sy kerk het nie, want dit gaan nie rym met die skrif wat hy gelees het nie. En daarom gebruik hy 2 Konings 2:19 tot 22, en dan gebruik hy het nogal buite konteks.
En u sal hoor dat hy daar praat van, daar sal nooit, wonderwerke sal nooit weer ophou nie, it will not cease, en dan noem hy al die verskillende probleme wat daar kan wees. Soos miskrame, huweliksprobleme, finansiële probleme, en dan is daar 'n klomp wat hy genoem het. Ek gaan nie alles noem nie, maar hy sê dit is goed wat natuurlik nie meer sal plaasvind in jou lewe as gelowige nie, wanneer jy deur hierdie miracle pool gegaan het nie. Maar wat is die konteks van die skrifgedeelte in 2 Konings 2, 19 tot 22? Dis baie duidelik, die water wat daarin was sleg geweest. Ons gaan nou daai skrifgedeelte lees. En daarom het God dit genees, sodat daar geen onvrugbaarheid in die grond sal wees nie. Dit gaan nie oor wonderwerke vir mense se probleme, siektes, huwelike, finansies en so meer nie. Dit gaan oor die grond wat onvrugbaar was. En wat ons wel in sy video gaan sien, is die teenoorgestelde. Maar kom ons gaan kyk na daai skrifgedeelte. So wat het hier plaasgevind, waar Elisa natuurlik die water genees het? Kom ons gaan lees dit, en die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my heer sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daar sout in, en hulle het dit na hom gebring. En daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here, ek het die water gesond gemaak. Kan jy sien, die water was gesond gemaak, nie mense nie. En daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer daarvan kom nie, met ander woorde uit die water uit nie. En die water het gesond geword, tot vandag toe volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. En u gaan die kontras sien, die verskil, hoe hy dit gaan toepas op sy miracle pool. En nou ja, ons gaan sommer na die eerste video kyk, waar hy natuurlik ook 'n goddelike visioen gehad het om hierdie dinge te doen. En dan gooi hy sout in die water, en hy praat in gibberish tale. Dis absoluut skokkend, as jy gaan kyk na my video, die prayer language en genesing, dan lyk dit my, hulle glo elkeen almal dieselfde ding. Maar hulle glo wanneer jy in tale praat, dan is daar genesing. Maar kom ons gaan kyk na die video. Father, tonight, in obedience to the vision, I want to take the salt and I want to, man, repa shikoto shapa ha. First time in my life I've done this. Rano sheke bola mandoro. Woo, I'm telling you, I'm goosebumpy all over, man. Rapolo to shike. Oh, God is in this thing, man. Wow, rambodo shekana lepredo. God, woo, in obedience to your word and the vision this week, I put salt in this water. Woo, no more deaths, no more miscarriages, no more bereavements, no more sicknesses, no more diseases. Whoa, no more, no more, no more. La prashata kashi. Nou ja, hy duidelik gehoor die tale wat hy praat, en hy salf die water, en hy het 'n goddelike visioen gehad. En dis in kontras met wat hy gelees het in 2 Konings 2, 19 tot 22. Dis hier waar die water gesond was, gemaak was, sodat die grond nie onvrugbaar sou wees nie. Hy sê dat hy in gehoorsaamheid aan die visioen wat hy gekry het, sout in die water gegooi het, en dan praat hy ook natuurlik in die gibberish tale. En is dit werklik skriftuurlik? Kom ons gaan kyk na die volgende video, waar hy dan die water nou gaan salf, en hy gaan weer praat van sy goddelike visioen wat hy gekry het. Hy is gehoorsaam gewees om dit te doen, en natuurlik die gibberish tale weer. Kom ons gaan kyk. Ho, 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 ho. Father, I anoint this water in the name of the Lord Jesus Christ, Son of the living God, with all this miracle oil that I've mixed there in my office through the years. Wate moshikata te telemeto, rabado sendadiche, seporondo, se brabadute kata. And now, in obedience to a divine vision, I now want to stir this water in the name of Jesus Christ, Son of the living God. I stir the water. I stir it. Ha ha. I stir it. Whoa ho ho. I stir the water. I stir the water.
Woo! Gebababo karemobonde leira. Rembondo shikata reboto ha. Tonight, whoa! I stir the water. Hy salf die water in gehoorsaamheid aan die goddelike visioen terwyl hy in Gibberish tale praat. Nou wanneer jy 'n goddelike visioen van God sou kry, dink jy nie dat God sal saam met jou werk en dat mense dan gesond sal word, onmiddellik sal gesond word nie. Soos wat dit gebeur het in die boek van Handelinge en gebeur het in die Nuwe Testament, maar dit is absoluut nie wat in hierdie diens plaasvind het nie. U gaan dit nou sien. En dan terwyl hy die Miracle Pool binne gaan, is daar ook fire tunnels. Ek sê dit vir vroegtydig, ek gaan vir nou 'n foto wys daarvan. Daar word 'n fire tunnel gevorm, totaal onskriftuurlik. Dit word by Redding Bethel Church in Californië, Bill Johnson toegepas, baie daar. En die mees vreesaanjaende manifestasies wat daar plaasvind. Mense word dronk in die gees en struikel oor mekaar en lag en dis absoluut skokkend wat daar gebeur het. Maar ek gaan 'n video daaroor doen op 'n stadium, die fire tunnel misleiding. Maar kom ons dan kyk na hierdie video of hierdie man wat deur hierdie Miracle Pool gegaan het deur met sy rolstoel, of hy werklik dadelik of hy gesond geword het. Dit lyk of hy nog steeds dieselfde probleem het. Hy loop krippel. Kom ons gaan kyk. Let those people get up and walk. Let them get out and walk. Let them get out and walk. Let them get out and walk. Nou hier is die fire tunnel waarvan ek gepraat het, maar voor ek daaroor gesels, hierdie man het uit die rolstoel uitgeklim en hy loop maar nog soos hy altyd geloop het. Hy kon loop, hy het net 'n rolstoel nodig gehad want hy kon nie altyd lekker loop nie. En toe klim hy uit en daar loop hy steeds krippel. Laat niks geplaas vind by hierdie man nie. Terug na die fire tunnel, hier kan jy sien hulle lê hande op die mense terwyl hulle deur hierdie gangetjie loop en dan word die hande op hulle gelê. Ek het nou nie vir die video gespeel nie, maar om tyd te bespaar, en dit is eintlik maar baie totale misleiding wat in kerke plaasvind. Nou goed, is hierdie mense waarlik volkome genees wat in rolstoele was? En die vraag is, u kan dit vir jouself sien, dit is voor die hand liggend, dat hulle staan op uit hulle rolstoele en hulle is steeds krippel. Kyk hoe loop hulle is steeds nie gesond nie. En ek gaan vir 'n videoklip speel van 'n man wat nou ook uit die rolstoel, deur die water gegaan het, en hy is nie gesond nie. En dan op 'n latere stadium sê Kobus van Rensburg, dis nou genoeg vir die aand, want die man het nie opgestaan nie, hy loop krippel, maar kom ons gaan kyk daarna. Thank you, Father. All steel pegs, truck rolled down a mountain, rolled over him, everything is fractured and broken and steel pegs. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Peace. 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 Okay, just a minute. Peace. Peace. Go. First few steps. Okay. Just listen. Just listen. Just listen. Just speak into my mic. First time I can walk on my own. How long? How long? From August. From August, this is the first time he could walk on his own. Truck rolled down a mountain. It's all steel pegs in his legs, so his legs are like that. They can't straighten out. First time he's walking on his own. Come on, we need to shout with joy. Joy. Two more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Right? I think that's good enough for one night. That's good enough for one night. Bring the chair. That's good enough for one night. Nou gaan sit hy hom terug in sy rolstoel. Is dit nou genesing wat hier plaasgevind het? Hierdie man kon loop, maar nie op sy eie nie. En nou vanaand het hy nou
miskien daardie motivering gehad, en hy het uit sy rolstoel opgeklim, en hy loop krippel, en hy is nie genees nie. Hoe lyk ware genesing, as Jesus jou aanraak, en hy maak jou gesond? Kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer. Nou ek gaan nou nie verder daaroor praat nie, hierdie man het opgestaan, die mense het gejuig, en hom toegejuig, want hy loop nou baie mooi, en het is die eerste keer wat hy kan loop, en, maar kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here, hoe lyk ware genesing. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en dis wat hierdie man, wat Kobus van Rensburg in sy hand gevat, en het hom opgetel, en wat het gebeur, hy het krippel voortgestrompel, maar hier sê die woord, en hierdie man het opgespring, en gestaan, en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring, en God prys. Dit is ware genesing uit die woord uit. En hierdie mense kom dit nie agter nie, hulle gaan lees nie wat die skrif waarlik sê nie, ek dink hulle sou baie skaam gekry het, maar hierdie man het nie ware genesing ontvang nie. Hy is nog steeds krippel, hy is teruggeplaas in sy rolstoel, en dit is maar waar hy nou is. En verder word daar niks oor gesê nie, het net gesê, die aand is verby, dis genoeg vir een aand, bring sy rolstoel vir hom terug. Nou ja, toe die man nou nie reageer soos hy dit moes doen nie, toe sê Kobus van Rensburg, vir een aand is dit nou genoeg. Dis genoeg. En hy het hom terug in sy rolstoel geplaas. Is dit hoe Jesus genees? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. God doen 'n volkome werk in jou lewe. En dit is wat nie hier vanaand plaasgevind het nie. Nou goed, wees gewaarsku, daar is baie valse profete en baie valse leraars, en dit lyk oënskynlik of hulle dinge doen wat goddelik lyk, maar dit is absoluut, dis 'n skyn. As Jesus aan die werk is, en Jesus werk nie deur valse profete nie, dis wat baie mense miskyk. Maar ja, wees bedag daarop, daar gaan baie valse profete en valse leraars, wat agter wonders en tekens aan hardloop, en baie mense mislei. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels oor die woord van die Here. Totsiens.